Ja, dankie Vader, dat ons kan vanoggend net bely, Here, dat daar is geen ander naam behalwe die naam van Jesus nie, Vader. Geen ander naam deur wie ons gered kan word nie, Vader. Geen ander naam, Vader, wat verandering kan bring in ons lewe nie, Here. Vader, maar laat dit net U en U alleen is, Here, wat die verandering bring, Vader. En vanoggend wil ons U net loof en prys en eer daarvoor, Vader. En dankie soos wat ons nou in hierdie liedjie gesing het, Vader, laat ons weet dat ons het 'n plek in die hemel, Vader. Dat ons weet, Here, dat U wil ons by U hê, Vader. U wil 'n pad saam met ons stap, Vader. U wil hê, Here, dat ons naby moet wees, Vader, soos wat U gesing het, ons nou gesing het, Here, dat U het die hemel aarde toe gebring, Vader, sodat ons eendag by U kan wees, Vader. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Vader, ek vra dat U nou met ons sal gaan, waar ons deur die woord gaan werk, Here, Vader, deur die boodskap wat U op my hart gelê het, Vader. Ons vra dat U verandering sal bring, Here, en dat U net lewens sal omkeer, Here. Want dit is wat U doen, en ons wil U loof en U prys en U eer daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan julle plekke neem. Ek wil volgende bietjie met ons gesels oor die tema van dien ek God op my voorwaardes, want ek dink een van die grootste foute wat ons op as kinders van die Here maak in ons lewe, is as ons dink nou dat ons harte vir God gegee het, nou kan ons doen net wat ons wil, ons kan maak net wat ons wil, ons kan leef net soos ons wil, solank ons net probeer om 'n goeie lewe te leef en probeer om nie te veel foute te maak nie, sal alles oukei wees. En dit is nie die waarheid nie. Want God het sekere goed vir ons in store, en God het sekere planne wat hy vir ons lewens het, en daai doel en daai plan wat hy vir ons lewe het, is nie net om op 'n Sondag die kerkbanke te kom warm sit nie. Daai doel is werklik om 'n verskil te maak in die lewe van mense, maar soveel keer kom ons as kinders van hier op 'n plek wat ons dink dat, okay, ons doen nou alles reg, ons leef nou soos wat ons veronderstel is om te leef, so maak nie saak wat nou gebeur en nou kan ek van God af net demand en sê, hy moet sekere goed vir my doen, hy moet sekere goeders vir my, sekere deure vir my oopmaak, sekere plekke vir my laat oopgaan, en hy moet dit maar net doen, want ek is nou 'n kind van die Here. Ons verwag soveel keer dat ons vir God moet voorsê hoe hy ons moet seën. Ons verwag soveel keer van God dat hy net dinge vir ons moet doen, maar ons as kinders van die Here wil nie die dinge wat hy vir ons gee en wat hy van ons verwag nakom nie. En dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Ek wil hê ons moet, as julle julle Bybelspelle het, hierdie PowerPoint wil weer nie werk nie. Maar as jy net vir my daar so skiep, asseblief na die volgende slide toe. Lukas 18 vers 18 tot 30 gaan ons net vir ons lees. Dit is 'n baie bekende verhaal in die Bybel, en dit is iets wat ek wil hê ons moet net bietjie oor gesels volgende. Hy sê vir ons daar so 'n sekere magbehebber het hom gevra, goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf? Jesus het hom geantwoord, waarom noem jy my goed, want niemand is goed behalwe die een nie, en dit is God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis hê nie, eer jou vader en jou moeder. En hy antwoord, dit alles het ek van jongs af nagekom. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir die man, een ding ontbreek jou nog, verkoop alles wat jy het en deel dit onder die armes uit, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en jy kom hier en volg my. Toe die man dit egter hoor, het hy baie bedroef geword, want hy was skatryk gewees. Toe Jesus sien hoe bedroef die man geword het, hy gesê, hoe moeilik is dit tog vir die wat rykdom het om in te gaan in die koninkryk van God. Want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan. Die mense wat dit gehoor het, sê toe, wie kan dan gered word? En hy antwoord, wat onmoontlik is by mense, is by God moontlik. Daarom sê Petrus, kyk, ons het ons besittings agtergelaat en u gevolg, en Jesus het hulle geantwoord, amen, ek sê vir julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God, sy huis of sy vrou of sy broers, of sy ouers of sy kinders agtergelaat het, wat nie in hierdie tyd veel meer sal ontvang, en in die bedeling wat kom, wat die ewige lewe is nie. So hierso sien ons 'n baie interessante
gedeelte van 'n jong man wat by Jesus kom en wat vir Jesus gesê dat ek doen alles reg. Ek gaan kerk toe, ek eer my vader en my moeder, ek doen al die gebooie, kom ek na en alles wat gebeur daarso, is ek besig om reg te doen. Die ding is nie reg nie. Bring net maar na die volgende slide asseblief. En hy sê vir Jesus, ek doen alles reg, maar wat moet ek doen om die ewige lewe te behaal? Wat moet ek doen om eendag in die hemel te kom? En Jesus sê vir hom, daar's een ding wat tussen jou en my staan. En dit is die ding wat jy bo God plaas. Dit is sy finansies gewees. Gaan net terug, ek sal vir jou sê wanneer jy moet aangaan asseblief. So hierdie jong man kom daarso by God en hy sê vir hom, ek doen alles volgens die boek. En Jesus sê vir hom, raak ontslaaf van dit wat tussen jou en my staan. Raak ontslaaf van dit wat in die pad staan van my om jou te seën. En hierdie jong man sê vir hom, weet jy wat, ek kan dit nie doen nie. En Jesus maak 'n baie interessante stelling. Hy sê vir die mense, hoe maklik is dit nie vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan, of nie in die koninkryk van God in te gaan nie. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die naal van 'n oog te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God te gaan. Hoekom het Jesus dit gesê? Jesus nou ewe skielik daar gesê, dat ons mag nie baie geld hê nie. Het Jesus nou ewe skielik daar gesê, as jy 'n kind van God is, moet dit met jou sleg gaan, en mense moet oor jou loop, en mense moet op jou neerkyk, en jy moet arm wees, en jy mag nie 'n mooi kar hê nie, glad nie. Dit is glad nie wat Jesus bedoel het nie. Jesus het dit as 'n voorbeeld gebruik, want enige iets wat ons bo hom stel, enige iets wat ons sê, Here, ek sal dit eerder hou, as om dit uit te leef wat jy vir my daar sal sê, of dit nou jou finansies is, of dit nou jou vriende is, of dit nou jou familie is, of dit nou jou status is, wat jy het in die gemeenskap, of by die werk, enige iets wat jy bo God stel, gaan jou verhoed om in die koninkryk van God in te gaan. Maar ons wil God op ons voorwaardes dien. Ons wil sê, Here, ek sal jou dien, maar moenie aan my posisie raak by die werk nie. Here, ek sal jou dien, maar moenie aan my finansies raak nie. Here, ek sal jou dien, maar moenie aan my tyd wat ek saam met my vriende spandeer raak nie, want ek gaan dit nie opoffer om tyd saam met jou te spandeer nie. En dis 'n gevaarlike plek vir die kerk en vir ons as kinders van Here om te wees. En een van die ander goeders wat ons baie keer doen is, ons sal by die Here kom en sê, Here, ek sal jou dien as jy vir my dit doen. Nou word jou kind siek, of jou vrou siek, of iemand siek, sê, Here, as jy hierdie persoon gesond maak, sal ek jou dien. Here, as jy vir my 'n beter werk gee, dat ek baie geld kan hê, sodat ek 'n gemakliker lewe kan hê, sal ek jou dien. Ons stel voorwaardes vir God om te sê, Here, doen hierdie goed, dan sal ek jou dien. Waar die Bybel vir ons sê, Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie goeder sal vir jou bygevoeg word. In plaas daarvan om te sê, Here, as jy dit vir my doen, sal ek dit doen, moet ons na God toe gaan en vra, God, wat kan ek vir jou doen, sodat ek in jou wil kan leef? Here, wat kan ek vir jou doen, sodat jy my kan seën? Maar ons soek die seëninge van God bo dit, of ons soek die seëninge van God bo God. En dis 'n baie interessante ding wat ek gelees het ook so ruk terug, wat iemand sê, ons soek dit wat God kan doen vir ons, maar ons soek nie vir God nie. Ons wil die blessings hê, ons wil hê hy moet ons gesond maak, ons wil hê hy moet ons losmaak van die dinge wat ons vashou, maar ons soek hom nie in ons lewe nie. En ons dink dat, okay, maar ek lewe 'n goeie lewe, so God moet my maar seën. Ek lewe 'n goeie lewe, so God moet my in die hemel bring. Gaan vir die volgende slide asseblief, Brandon. Maar ongelukkig werk dit nie so nie. Hierdie jong man het by Jesus gekom en hy het vir Jesus gesê, ek doen alles reg. Ek lewe volgens die gebooie. Ek gaan kerk toe. Ek betaal my 10de. So hoekom kan ek nie in die hemel gaan nie, want daar was nog steeds dinge gewees wat hy bo God gestel het. Om 'n goeie lewe te lewe gaan jou nie in die hemel bring nie. Dit is net 'n verhouding met God wat ons in die hemel gaan bring. Dit is net wanneer ons op 'n plek kom wat ons sê, Here, ek gaan my volheid vir U gee. Ek gaan alles wat ek doen aan U opdra. Ek gaan begin gehoorsaam wees aan dit wat U vir my sê. Dit is wat ons in die hemel gaan bring, wanneer ons werklik 'n verhouding met God het.
Jou geld gaan jou nie in die hemel bring nie. Jou status gaan jou nie in die hemel bring nie. Dit is net 'n verhouding met God wat jou daar gaan bring. Maar baie keer dink ons dat ons kan ons plek in die hemel koop. Baie keer dink ons net ek behoort aan die kerk, so dat my plek in die hemel is gereserveer. Daar's nie 'n hoekie in die hemel wat sê impak kerklede alleenlik nie. Ongelukkig werk dit nie so nie. Ons kan nie God op ons standaarde of op ons voorwaardes probeer dien. Hierdie jongman kom by Jesus en sê ek het alles reg gedoen en God vra vir hom een ding. Hy vra wees gehoorsaam, raak ontslaaf van dit wat tussen jou en my staan. En jy sal die ewige lewe beerf, en dit was te veel vir hom gewees. Wat is daar vandag in ons lewe wat ons bo God stel? Wat is daar vandag in ons lewe wat ons bo die Here kies? Daai werk wat die Here vir jou gegee het, wat jy ewe skielik bo hom gekies het, kan die Here van jou wegvat. Mense familie wat 'n mens baie keer bo kan die Here sit, kan weggevat word in 'n oogwink. En wat dan? Wat het ons dan wat ons aan vashou? As ons vashou aan die tydelike dinge op hierdie aarde, as ons vashou aan die dinge wat net nou vir ons enigiets beteken, maar nooit ewigheidswaarde het nie, waar gaan ons opeindig? En dit is ons voorwaardes aan die Here. Here, ek sal U dien, maar ek wil nie dit opgee nie. Partykeer is ons sonde wat ons so doen, daai sondes wat ons so koester, die dinge wat jy weet wat verkeerd is. Wat jy nie doen omdat jy sukkel om dit te oorwin nie, jy doen dit omdat dit vir jou lekker geraak het. Jy sê vir die Here, Here, ek sê U dien, maar ek is nie bereid om hierdie sonde op te gee nie. Here, ek sê U dien, maar ek is nie bereid om hierdie manier van lewe op te gee nie. Dan dien ons God op ons eie voorwaardes. Nou die volgende slide asseblief. Die Bybel sê vir ons dat gehoorsaamheid is beter as offers. Geef my nog een asseblief, Brandon. 1 Samuel 15 vers 22 sê vir ons, daarop het Samuel geantwoord, is daar vir die Here vreugde in brandoffers en in maaltydoffers, soos in die gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers, en om te luister is beter as die vet van ramme. God gee nie om hoeveel jy vir die kerk doen nie. God gee nie om hoeveel tiendes jy vir die kerk betaal nie. God gee nie om hoeveel dienste jy bywoon by die kerk, as jy nie gehoorsaam is aan hom nie. Daar's mense wat in die kerk sit, Sondag na Sondag, Woensdag na Woensdag met die bidure, Vrydag aande is hulle daar, as die kerk iets aan het, as daar bidure is hulle daar so, en hulle hoor die woord van God, maar hulle vat nie die woord van God, en laat toe dat die woord van God hulle verander nie, so hulle is nie gehoorsaam aan dit wat hulle hoor nie, en dan beteken hulle teenwoordigheid in die kerk absoluut niks nie. Jy kan Sondag vir Sondag in die kerk sit. Dinsdag vir Dinsdag by die bidhuur, of Donderdag vir Donderdag by die bidhuur. Kan Sondag aande by die jeug wees. As jy nie toelaat dat die woord van God jou verander nie. As jy nie vir die Here sê, Here, ek gaan nie my voorwaardes hier staan nie. Ek gaan nie kies wat ek wil hê my lewe moet verander, of wat nie my lewe gaan verander nie. Ek wil net kom en ek wil net gehoorsaam wees aan dit wat jy vir my sê. En as die Here vir jou sê, los iets, los dit. As die Here vir jou sê, doen iets, doen dit. Maar soveel keer is ons ongehoorsaam. Hoeveel keer die Here nie al vir iemand gesê, en ek weet, ek is self skuldig daaraan, wat ek by 'n plek kom, dan sê die Here vir my, praat met daai persoon, of bid vir daai persoon. Dan sê ek, Here, ek kan dit nie nou doen nie. Dan is jy ongehoorsaam aan God. Dan sê Here, ek sê die, maar my voorwaarde is, moenie my vra om met mense te praat. Here, ek sê dien, maar moenie vir my voorwaarde is, moenie my vra om vir iemand te bid nie. Hoe leef ons dan ons geloof uit? Ek het 'n pastoor wat een keer kom preek het by 'n kerk, gehoor wat gesê het, hy staan eendag in game. Nou sê die Here vir my, moet vir hierdie ou gaan bid. Hy sê, Here, ek staan in 'n pink winkel, hoe kan ek vir iemand gaan bid? En die Here sê vir hom, gaan bid nou vir daai persoon. En hy wou eers nie. Hy het gestry, beklei met die Here. Here, ek sal jou dien, maar my voorwaarde is, moenie laat ek my naam plank in die openbaar nie. Maar as ons net gehoorsaam is aan God, dan kan ons na hom toe gaan en sê, Here, ek sal doen wat jy vir my sê. Dalk is dit net daai oomblik wat jy vir iemand gaan bid, vir daai persoon se lewe red, want daai persoon wil dalk selfmoord pleeg. Daai persoon is dalk op 'n punt van opgee. Daai persoon is dalk op 'n punt van, Here, ek kan nie meer aangaan in die lewe nie, ek het net iemand nodig om 'n verandering te bring.
Kan vir my na die volgende slide toe gaan asseblief, Brandon. God het vir ons 'n standaard gestel in die lewe om die hemel te bereik. Sy standaard is, ons moet op 100% regte vlak wees met hom. En ons dink baie keer dat deur 'n goeie lewe te leef, deur alles reg te doen, deur kerk toe te kom, is ons op 100% met hom, maar ongelukkig kan nie een van ons persone op daai standaard kom om in die hemel te kom nie. As dit net was deur wat ons gedoen het en deur ons goeie dae en deur 'n goeie lewe te leef, was al soveel mense in die wêreld daar buite wat nie eens glo dat daar is 'n God nie, wat in die hemel in moet gaan. Hoekom? Want hulle gee miljoene rande vir liefdadigheid. Hulle help mense wat deur swaar tye gaan om weer op hulle voete te kom. Hulle help mense wat nie huise het nie om huise te kry. Dis mense wat 'n goeie lewe leef, maar hulle is nie op God se standaard nie. Hoekom? Want hulle dien nie die Here nie. Hulle is nie naby aan God nie. En soos ek sê, ongelukkig, jy kan in die kerk sit, maar jy gaan nog steeds tekort skiet. Gaan vir nou die volgende slide asseblief, Brandon. Jy gaan nog steeds tekort skiet met alles wat jy doen. Hoekom? Romeine 8 vers 23 sê vir ons, soos die volgende, sê vir ons dat ons almal is sondaars en nie een van ons leef tot die eer van God nie. Dus hy vir my sê, maar as ons almal sondaars is, as ons almal tekort skiet, as ons almal op 'n plek is wat ons nie die hemel gaan behaal nie, hoekom doen ons dit? Hoekom gee ons alles dan vir God? Hoekom sal ek nie my standaarde vir God volstaan nie, as God vir my sê dat ek is nie goed genoeg en ek is 'n sondaar en ek skiet tekort nie? God sê hierdie goed vir ons, sodat ons nie op onsself moet staat maak nie. Die enigste manier wat ons by die standaard gaan uitkom om in die hemel op te eindig, is as ons nie ons eie standaarde vir God daar sal stel, as ons nie ons eie voorwaardes vir hom stel nie en sê, Here, ek is afhanklik van U. Here, ek het U nodig. Hierdie laaste liedjie wat ons gesing het, baie gedeelte wat hy sê van, You didn't want heaven without us. So Jesus, You brought heaven down. Elke keer as ek daai ding sing, dan wil ek huil, want ek weet dat ek verdien dit nie om hemel toe te gaan nie. Hoekom? Want ek is 'n sondaar. Ek verdien dit nie om in God se teenwoordigheid te staan nie, want ek skiet self soveel tekort. Maar Jesus wil ons by ons hê. God wil ons by ons hê, by hom hê. God wil ons so graag by hom gehad het, dat hy bereid was om sy seun te stuur en te sê dat geen persoon kan op die standaard kom wat ek daar stel nie. So my seun gaan kom en hy gaan daai standaard opvul. Ons kan dalk op 'n 99% standaard wees, alles reg doen. Maar daai 1% wat ons verkeerd doen, daai een taxi wat voor ons inry, wat jy vir hom hierso pad beduie van waarheen hy moet ry, haal daai 1% dalk uit, dan is ons op 99%, dan is ons nie op God se standaard nie. Maar Jesus kom, en hy sê, ek wil nie jou voorwaardes hê nie. Ek wil jy moet leef volgens my voorwaardes. Wat is God se voorwaardes? Om hom lief te hê. Met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, jou naaste soos jouself. Wat is God se standaard vir ons? Wat is sy voorwaardes? Sy voorwaardes is, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Maar ons doen dit agterste voor hom. Here, my voorwaardes is, ek gaan eers alles soek wat bygevoeg moet word, en as ek alles kry, sal ek jou dien. Al wat ons op God se, wat ons op die standaard bring, is God se genade alleen. Gaan vir my nog 2 asseblief. Romeine 3 vers 24 tot 28 sê vir ons, ten spyte daarvan, dat hy besluit het om ons vry te maak. Hierdie is nou die vers net na daai ene wat sê, dat ons almal skiet tekort, en nie een van ons is waardig om die hemel in te gaan. Dit was vers 23, vers 24, ten spyte daarvan, dat ons almal kort skiet, dat ons almal sondig, dat ons almal ontbreek van die heerlikheid van God, het hy besluit om ons vry te spreek. Dit is wat God gekom het om te doen. Daarom het hy Jesus gestuur om ons te kom verlos. God doen dit omdat hy baie vir ons omgee, nie omdat ons so goed leef nie. So maak nie saak wat jy doen nie. Jesus het nie vir jou kom sterf omdat jy high and mighty en hierdie wonderlike mense, hy doen dit omdat hy vir ons omgee. God het Jesus soos 'n offerlam laat slag vir al ons sondes. As ons in hom glo, tel ons verkeerde dade glad nie meer nie. Die dinge wat ons gister gedoen het, tel nie meer nie. Maar ons moet vir God leef. God was 'n lang tyd geduldig met ons oor al ons sondes.
Hy het ons nie links of regs daarvoor gestraf nie, maar omdat God regverdig is en dit die een of ander tyd moet straf, het hy besluit om ons sondes op Jesus te laat neerkom. Daarom kan hy nou elkeen vryspreek wat in Christus glo. Wie kan dit nou nog waag om te spog oor hulle gehoorsaamheid aan die wet? Dit help in elk geval nie. Al wat nou saak maak is geloof. Dit gaan glad nie meer oor wat ons alles vir God doen nie, maar wat hy vir ons doen. God spreek mense vry slegs omdat hulle glo, nie omdat hulle die wet gehoorsaam nie. Jesus sê ons almal het gesondig. Ons almal verdien het om hel toe te gaan. Ons almal skiet tekort van die heerlikheid van God. Maar daarom het God hom gestuur om vir ons sondes te kom sterf. Dit is die enigste rede hoekom ons vryspraak kan kry, is omdat Jesus die prys vir ons betaal het. Dit is die enigste rede hoekom ons die hemel kan ingaan, omdat Jesus ons kom vrymaak het. En wat sê vers 27 ons? Wie kan nou waag om nog te spog oor hulle gehoorsaamheid aan die wet? Dit is presies wat daai ander jongman gedoen het. Gesê, Here, ek lees my Bybel. Here, ek gaan kerk toe. Here, so nou en dan luister ek vir my ma en my pa. Dit is 'n bietjie moeilik hier en daar, maar so nou en dan luister ek vir hulle. Maar dit wat ons doen, kan ons nie in die hemel kry nie. Al wat ons kan doen, is die gehoorsaamheid aan God en die genade van Jesus Christus. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê vir ons die volgende. Want uit genade is julle verlos, deur geloof. En juis dit kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immer sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het, te doen en daarvolgens te leef. Hier sê Efesiërs vir ons dat jy is nie gered deur dit wat jy doen nie. Hoekom? Want as ek myself kan red deur 'n goeie lewe te leef, het ek nie God nodig nie. As ek myself kan red deur al my wonderlike dinge wat ek doen, het ek nie God nodig nie. Maar wat sê die gedeelte vir ons? Omdat God ons gered het, deur genade, is ons gemaak om goeie werke te doen. Ons moenie goeie werke doen omdat ons in die hemel moet kom nie. Ons moenie reg leef omdat ons in die hemel moet kom nie. Ons moet reg leef en goeie dade doen, omdat God ons hart dryf tot dit toe. Wat sê die Bybel vir ons? As jy kind van God is, sal jy gedryf word om goeie werke te doen. Sal jy gedryf word om 'n goeie lewe te leef. Nie omdat ek in die hemel wil kom nie, maar ek moet 'n goeie lewe leef, omdat ek vir mense op buite wil wys dat God is in staat om mense se lewens te verander. God is in staat om mense se lewens om te keer. Maar wat wys ons daar buite vir die wêreld? Ons wys vir die wêreld daar buite op 'n Sondagoggend wil ek by die kerk staan met 'n mooi gesiggie en ek wil vir almal sê, julle moet julle lewe verander vir God, maar op 'n Maandagoggend kom ek by die werk en dan vloek en skree en skel ek op almal daarso. Dan wys ek vir die mense, doen dit wat ek vir jou sê, maar moenie doen wat ek doen nie. As ek nie dit wat ek met my mond spreek kan uitleef nie, stel ek 'n standaard vir die wêreld daar buite dat ek het voorwaardes waarvolgens ek God dien. En julle moenie doen wat ek sê, wat ek doen nie, maar doen wat ek het vir julle sê. Dit is tyd dat ons as kinders van die Here, you shouldn't just talk the talk, you should walk the walk. Dit wat ons sê, moet ons vir die wêreld daar buite wys. Ek kan nie op 'n Sondagoggend hier staan en vir die kerk preek en sê, julle moet verander, as daar dinge is in my lewe wat ek nie wil verander nie. As daar goeders is wat ek mee sukkel, wat ek nie oorwinning oor kry nie, en dit is nie omdat dit 'n houvas op my het nie, dit is omdat ek nie wil verander nie. Jy kan nie verwag dat die mense wat saam met jou werk en om jou is, se lewens moet omkeer, as jy vir hulle wys, dag na dag, jy sê jy het verander, maar jou lewe het nie verander nie. Hoekom moet hulle ons glo daar buite in die wêreld, as mense nie dit kan sien wat ons preek nie? Maar weer, ek dien God op my voorwaardes. Here, ek is okay. Ek verwag dat almal moet verander, maar ek gaan nie verander nie. Dit is voorwaardes wat jy vir God stel. Hoe gaan die wêreld daar buite verander? Volgende slide asseblief, sê vir ons goeie dade. Wat is die verskil tussen goeie dade en goddelike dade? Ons dink baie keer dat ek kan net goed doen
en dit sal mense se lewens verander. Wat is 'n goeie daad? Om vir daai ou wat daar langs die straat staan R10 te gee, is dit 'n goeie daad? Ja, definitief. Is dit 'n goddelike daad? Absoluut nie. Hoekom nie? Want jy het vir hom die geld gegee en vir hom gesê, gaan koop vir jou kos. Maar as jy vir hom die geld gee en sê vir hom, hierdie geld kom van die Here af. Jy moet vir hom dankie sê vir die geld. Jy moet dankbaar wees dat hy my op jou pad gestuur het vandag om vir jou te gee. 'n Goeie daad bring nie iemand nader aan God nie. 'n Goddelike daad bring iemand nader aan God. Enige iets wat ons in die lewe doen, as dit mense nader aan die Here bring, is dit 'n goddelike daad en nie 'n goeie daad nie. Goeie dade gaan ons nie nader aan die Here bring nie, net goddelike dade gaan. Goeie dade gaan jou nie in die hemel bring nie. Goddelike dade gaan maak dat die Here jou begin seën. As ons in die oggend opstaan en ons kom by ons werkplekke aan en ons praat met die mense daarso, is dit 'n goeie ding om met mense te praat, nie altyd nie, want jy raak baie keer kwaad vir hulle. Maar as jy by die werk kom en jy leef dit uit wat jy geleer het van die Here af, jy gaan en jy wys vir mense wie Jesus is, daai wat ons altyd sê, jy preek die evangelie sonder om woorde te gebruik vir mense, dit is goddelike dade. Goddelike dade bring mense nader aan God. En baie keer is goddelike dade nodig, baie keer is goeie dade nodig om goddelike dade te kan doen. Baie keer voor jy vir iemand kan vertel van Jesus, moet jy vir hom iets gee om te eet. Hoekom? Sy hongerpyne skree dalk harder as wat jy praat met jou evangelie. Maar dit is tyd dat ons nie ons voorwaardes vir God stel nie. Ons goeie dade is daarso, ja, ons is gedryf om goeie dade te doen, maar daai goeie dade moet eintlik goddelike dade wees, want dit moet mense nader bring aan God. Hoekom doen ons goeie dade aan mense? Om 'n paar foto's te neem en op die kerk se Facebookblad te sê, woe, kyk, ons het vir arme mense kos gegee. Dit is great. Kyk hoe amazing is ons. Dis hoekom die Here gesê, dat dit wat jy met jou linkerhand doen, moenie laat jou regterhand weet wat jou linkerhand doen nie. Ja, baie keer is dit nodig as jy goeders doen om foto's op te sit, daarvan om mense bewus te maak van dit, want dis hoe die Here in mense se harte werk, om meer te gee, om jou projekte te ondersteun, maar dit moenie die voorwaarde wees nie. Ons moenie daar wees en dinge doen om onsself goed te laat lyk, ons moenie daar wees en dinge doen om ons geld bo die, of om onsself bo ander mense uit te staan en sê, I'm all that in a baseball bat nie, ek sê man of power for the hour, ek is great. As ek in die kerk staan, dan sing ek nie I exalt thee nie, ek sing I exalt me, want ek is so wonderlik. Dis ons voorwaardes wat ons vir God stel. Ek wil afsluit. Gaan we na die volgende slide toe, asseblief Brandon. Dinge van God kan ons baie keer van God al weghou. En dis 'n gevaarlike plek om te wees. Dit is as ons fokus skuif na die fisiese dinge toe, weg van die geestelike dinge af. As ons voorwaarde vir God is, Here, ek sal jou dien as jy my posisie gee in die kerk. Here, ek sal jou dien as jy my 'n ouderling of 'n diaken maak, dat ek my nek so 3 bar gaan pomp by die garage, voor ek hier kom en ek gaan hier rondloop en sê, ek is heilig, broers en susters. Ek is op die kerkraad, julle moet vir my luister as ek praat. Partykeer raak ons so besig met hierdie dinge, dat ons nie by die Here uitkom nie. Hoe gelukkig is ons pastore is alright, dat ons kan ons 6 dae van die week net Bybel lees en bid, ons het niks anders om te doen nie, so ons gaan so heilig wees as ons in die hemel kom, nee. Partykeer kan ons so besig raak met die dinge wat ons fisies probeer doen vir die Here, dat ons wegdraai van God af. Dis voorwaardes wat ons daar plaas, wat bo God is. Lukas 10 vers 38 tot 42, en van nou die volgende toe gaan, asseblief Brandon, sê vir ons die volgende, hy sê, terwyl hulle op reis was, het hy wat Jesus is by 'n sekere dorpie gekom, waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het, om na sy woord te luister. Maar Martha was besig met allerhande voorbereidings. Sy kom toe daar en staan en sê vir die Here, Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om U te bedien nie, sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik, en Maria het die goeie deel gekies,
en dit sal nie van haar af weggeneem kan word nie. En hierdie is 'n verhaal wat baie na in my hart lê, waar Jesus by hierdie twee susters aan huis kom. En hierdie susters sê dat hulle wil hulle beste gee vir Jesus. En Martha gaan en sy het 'n skaapbou daar in die oond en dis gebakte aardappels en sy is besig met kos en dit is korrelgoed was en vloere skoonmaak, want alles moet net reg wees vir Jesus. En sy is so besig om die Here te dien en sy is so besig om te werk en sy is so besig om al hierdie dinge te doen, maar sy sien naderhand haar suster, wat veronderstel is om die vloere te was, sit ewe skielik by Jesus se voete. En sy raak kwaad. En sy kom by die Here en sê, Here, hoe kan jy toelaat dat my suster hier sit terwyl ek al die werk moet doen? Here, hoe kan jy toelaat dat my suster hier sit terwyl ek my alles gee om jou te dien? Die Engelse vertaling sê dit vir my so mooi, waar Jesus nog gesê, en sê hy vir Martha, Martha, you are troubled by many servings. Dit was moeite vir haar om die Here te dien. Want haar fokus was nie op die regte plek gewees nie. Here, ek sal u dien. Maar moet asseblief nie vir Dian gebruik nie, want hy wil nie op 'n Sondag by die kerk wees soos wat ek by die kerk is nie. Dis 'n voorwaarde wat ons vir die Here stel. Here, ek bid 5 keer 'n dag. So seën my. Moenie vir Charlie seën wat net 1 keer 'n dag bid nie. Asseblief. Dis voorwaardes wat ons vir die Here stel. Maar partykeer raak ons so gefokus op die fisiese goeders wat ons kan doen. Op die fisiese dade wat ons kan doen. Op die fisiese goeders wat ons kan uitleef daar buite, dat ons nie by die Here uitkom nie. Ek is so besig by die kerk dat ek nie tyd het om te bid nie. Ek is so besig by die kerk dat ek nie tyd om Bybel te lees nie. Waar lê ons prioriteite? Jesus sê vir Martha, daar's net een ding wat noodsaaklik is. En jou suster het die regte ding gekies. En dit sal nie van haar weggevat word nie. Weereens dit wat ek net nou gesê het. Al die goeie goed wat ons doen. Daai werk wat die Here jou gegee het. Daai geld wat die Here vir jou gegee het. Wat jy sê, ek gebruik my finansies om die Here te dien. Ek gebruik my werk om die Here te dien. Maar ons raak so vasgevang om meer finansies en meer werk te hê, dat ons van die Here vergeet terwyl ons daar is. Jesus sê die Here vir ons, daai goeders kan van ons al weggeneem word. Die voorwaardes wat jy vir God stel, hoekom jy hom sal dien, daai goed kan van jou al weggevat word. Maar as jy die regte ding kies om by God se voete te sit, sê Here, ek gaan nie meer vir jou voorwaardes stel nie. Here, ek gaan nie meer vir jou sê, doen dit, dan sal ek dit doen nie. Ek wil net by jou voete sit en net sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Here, hier is ek. Praat met my. Sê vir my wat ek moet doen. Here, wys vir my wat u wil is. Sê net, ek wil vandag by u kom sit, Here. Ek kies u vandag. Here, ek kies u wil vandag vir my lewe. Die enigste voorwaarde wat ek vir die Here wil stel is, Here, gebruik my, maak nie saak wat nie. Here, ek sal u dien of dit nou met my goed gaan of dit met my sleg gaan. Here, ek sal u dien of ek gesond is en of ek siek is. Here, ek sal u dien of ek ryk is en of ek arm is. Die enigste voorwaarde wat ek wil staan is, Here, gebruik my in al hierdie omstandighede. En dit is nie altyd maklik nie. Ek wil afsluit met die laaste ding, ek het nie die versie so op nie, maar daar's 'n gedeelte waar Jesus sit met sy disippels, nie net die 12 nie, hulle was 120 van sy disippels was daar gewees, en Jesus is besig om hulle te leer. Jesus is besig om vir hulle te sê wat hulle moet gaan doen, hy is besig om vir hulle te verduidelik hoe hulle die koninkryk van God moet gaan verkondig, hoe hulle die wêreld moet gaan omkeer, en al daai mense staan op, behalwe die 12 disippels, en hulle sê vir Jesus, hierdie woord is te hard vir ons. Ek kan dit nie hoor, ons kan nie hierdie goeders doen nie, ons kan nie volgens hierdie standaard leef nie. Hierso stel hulle vir Jesus 'n voorwaarde en hulle sê vir hom, Here, ons sal U dien, maar hierdie goed wat jy vir ons nou gesê het, kan ons nie gaan uitleef nie. En hulle draai om en hulle loop weg.
En weet jy wat is die hardste ding? Jesus het nie agteraan gehardloop en gesê, asseblief kom terug nie. Hy sê, sorry, ek sal verander nie. Jesus het nie gesê, sorry, ek sal dit wat ek wil hê julle moet doen, sal ek verander nie. Toe die klomp opstaan en hulle move, het Jesus vir die 12 wat daar so is gesê, hoor hierso, wil julle 12 ook nie maar sommer julle goed vat en gaan nie. As julle nie wil wees nie, daar is die deur, moenie laat julle slaan as julle op pad uit is nie. Maar hulle het die regte ding gekies. Die 12 disippels het gekies om nie te gaan nie. Petrus het opgestaan en gesê, Here, waarheen sal ons gaan? Here, wat sal ons doen sonder U? Petrus het gesê, Here, ek gaan nie voorwaardes stel wat my bo of wat ek bo U gaan kies. Dis ongelukkig so, as jy dinge bo God gaan stel, God gaan nie agter jou aanhardloop en sê, ag asseblief, wil jy nie nou maar dit weer heroorweeg nie. Daar's 'n wêreld op buite wat besig is om verlore te gaan. Daar's mense daar buite wat glad nie die waarheid ken nie, wat glad nie die evangelie ken nie. So daar's nie tyd om agter mense aan te hardloop wat die evangelie ken en wat hulle eie dinge bo God wil stel nie. Dis dalk hard. Dis dalk moeilik om te hoor. Maar dis iets wat ek myself ook elke dag moet herinner. Daar's nie tyd vir my om dinge bo God te stel nie. Hoekom? Want daar's mense daar buite wat hom glad nie ken nie. Die jongman wat ons van gelees het in die begin, Jesus het nie agter hom aangehardloop toe hy omgedraai het en weggeloop het nie. Toe hy sê, Here, ek is bereid om U te dien, maar die voorwaarde is, ek gaan hierdie goed opgee nie. Jesus het hom gelos, laat hy gaan. Want hy het geweet wat die waarheid is. So hier is my vraag vandag is, wat is daar vandag wat jy bo God stel? Wat so voorwaardes het jy vir die Here gegee om hom te dien? Wat so voorwaardes het jy daar so gestel wat jy belangriker ag as jou verhouding met God? Dis tyd dat ons vandag 'n keuse maak en sê, Here, ek gaan U bo alles kies. Nie my voorwaardes nie, nie dit wat ek daar wil stel nie. Dis of U wil of niks. Ek vra dat ons almal sal opstaan en dan wil ek net, ons moet 'n oomblik vat en net bietjie introspeksie doen. Vra net vir jouself, wat het jy in jou lewe bo God geplaas? Wat se voorwaardes is daar wat jy gestel het om die Here te dien, wat jy weet in jou hart jy nie veronderstel is om te doen nie? Kom ons sê net vir die Here vandag, Here, ek kies U. Ek kies U bo alles. Vader, dankie dat ons net voor U kan staan vandag, Here, Vader, en ons wil in die eerste plek net kom bely, Vader, as daar enige voorwaardes is, Here, in ons lewe wat ons bo U geplaas het, Here. Enige iets, Vader, dat ons gesê het, Vader, dat ek sal U dien, maar dit en dit en dit moet eers gebeur, Here. Vader, ons vra dat U ons sal vergewe vir dit, Here. Ons vra vandag, Here, dat U ons sal help, Vader, om U te kies, Vader. Om nie eers alles te soek wat bygevoeg moet word, Here, en dan die koninkryk van God nie, Vader, maar dat ons eers U koninkryk sal soek, Vader, en U geregtigheid, Here. Vader, dat ons U wil sal soek, Here, dat ons soos Maria by U voete sal gaan sit, Here, en dat ons die regte ding sal kies vandag, Vader. Here, ek wil vra vandag, Vader, dat U ons sal seën, dat U ons sal gebruik, dat U ons sal sterk maak, Here. Dat ons in U wil sal staan, Vader, Here, en U koninkryk sal beweeg, Vader, dat ons sal doen dit wat U van ons verwag, Vader, en wanneer U met ons praat, Here, ons gehoorsaam sal wees, Vader, dat die gehoorsaamheid, Vader, groter sal wees, Vader, as die offers wat ons doen, Here. Laat dit, Vader, wat ons kies vandag, Here, Vader, nie bo U sal wees nie, Here. Vader, ons sê vir U dankie, vir U liefde, dankie vir U genade, Here, dankie vir U blessings in ons lewe, in Jesus naam. Amen.